Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. O, Here Jesus, ons dankie dat ons deur u tot die Vader kan gaan. En ons weet alles wat ons die Vader in u naam vra, sal die Vader vir ons gee. En alles wat ons vir u vra in u naam, dit sal u vir ons doen. Oh, halleluja. En ons prys u in hierdie dag, dat ons u wat die lewende God is, kan aanbid. U die Vader, ja, die Seun en die Heilige Gees. En ons is so dankbaar, dat ons kan uitroep, soos Paulus dit gesê het, geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. O, Here, dankie, dit is nie net in die hemel, maar in hemelse plek. O, halleluja, want ons sit saam met u op die troon alreeds in die gees, en ons is so dankbaar, dat ons hierdie voorregte het, en dat ons, Here, kan uitsien na dit wat vir ons wag, die eendag, die dag wanneer ons hierdie aarde verlaat, of die dag wanneer u wederkom sal plaasvind na die verdrukking. Baie, baie dankie, dat ons hierdie hoop op ons het, en ons weet dat die hoop sal nie beskaam. Aan die Here al die eer as ons net wil vashou aan die waarheid van die woord van God, wat ons kan vrymaak van elke vorm van leuen en valsheid. Ere aan die Lam, wat leef tot in alle ewigheid. Dankie dat ons nou kan bid ook vir u woord. Ja, dankie dat u die Heilige Gees aan ons gegee het, sodat die Heilige Gees ons kan leer en lei in die hele waarheid. En Here,
dankie, dat die woord sê, laat hom wat 'n oor het, hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Daarom vra ons, Here, elke oor bestryd sal wees met u kosbare bloed, sodat net die waarheid van die woord ingaan. Here, ons weet in die tyd waarin ons lewe, dink die mense die waarheid is nie belangrik nie. Nee, Here, die siening van mense word bo kan die waarheid gekies. Maar ons weet, dat vir hulle wat God lief het, sal die waarheid altyd triomfeer in hulle lewens, en sal hulle vashou aan die waarheid. Dankie dan, Here, dat ons weer na die woord van die waarheid kan luister, sodat ons kan verstaan wat die Here werklik vir ons sê. Prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. En amen. En ons dank die Here dat ons so saam kan wees in hierdie dag, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. En ons dank die Here vir nog 'n voorreg wat ons het om hierdie evangelie van vrede te verkondig. Halleluja. Oor land en oor see. En ons dank die Here ook vir 'n voorreg wat ons het om Joy Gospel Radio hierdie platform te kan gebruik, sodat die evangelie van vrede verkondig kan word, en baie belangrik dat die waarheid van die woord van God werklik in hierdie tye geopenbaar sal word aan menigte, want dit is so belangrik dat ons by die waarheid bly. Dank die Here vir Pastor Berry en sy vrou, en ons weet dat die Here gaan hulle ook ryklik seën en vir hulle voorsien in elke behoefte. Prys die Here daarvoor. Ek is Pastoor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind, en ek sê dit elke keer, want dit is vir my baie belangrik, daar is niks soos die Pinksterwaarhede nie. Kan ek dit weer sê? Daar is niks soos die Pinksterwaarhede nie. Dis 'n interessante ding. Die woord is die waarheid. Dit is die belangrikste. Waar dit kom by die woord en die verkondiging van die woord. Die bloed is natuurlik die kragtigste wat die grootste wonders kan doen. Veral om 'n sondaar wat vuil en verlore is te red, sodat hy die Here kan dien en skoon klere, wit klere kan aankry en ensovoorts. Maar sover die woord van die waarheid aangaan, is dit belangrik dat ons moet praat van die Pinksterwaarheid. Want waarom? Die Pinkster wat van ons praat in die Gees, het ontstaan as gevolg van die doping met die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees. En die Heilige Gees sal ons leer en lei in die hele waarheid. So wat sê dit vir my? Pinksterwaarheid. Halleluja. Dit meen Heilige Gees, waarheid. Maar ons noem dit Pinksterwaarheid, en jy kan net in dit ingebore word deur die wedergeboorte. En dit is vir my so belangrik dat ons moet weet, daar is net een Pinkster wat die waarheid van God se woord kan uitdra, en dit is die Heilige Gees wat die woord van God ons daarin leer en lei in die hele waarheid. Dit meen sonder Pinkster in ons lewe sal ons tot die waarheid kom. Tot die waarheid kom. Maar met Pinkster, die Heilige Gees, sal ons tot die volle en hele waarheid van God se woord kom. Want net die Heilige Gees kan dit vir ons doen. Nou, ons is nog steeds besig met die wapenuitrusting, en laas keer het ek gepraat oor die nuwe skepsel, die nuwe mens, die nuwe maaksel. Halleluja, die innerlike man. Nou, die innerlike man is 'n mens na die Gees. Die uiterlike man is die mens na die vlees. Halleluja. En hierdie twee staan teenoor mekaar. En ons grootste worstelstryd, of jy dit wil weet of nie wil weet nie, is die innerlike man teen die uiterlike man. Hulle twee staan teenoor mekaar. Die vlees en die gees. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees begeer teen die vlees. En dit is ons worstelstryd. En ek wil nou vandag vir iets sê. Jy kan hierdie worstelstryd nie oorwin deur geestelike oorlogvoering nie. Want hoe voer jy oorlog teen jouself?
Daar's net een manier hoe ek kan oorlog voer teen myself, ek wil dit nie eens oorlog noem nie. En dit is, hierdie uiterlike moet dag vir dag gekruisig word. Hy moet dag vir dag sterwe. Dis al wanneer die innerlike man kan ten volle lewe in die gees, binne in hierdie uiterlike man. En ons worstelstryd, die woord sê, is teen die owerhede, die magte, die bose geeste en lig. Hoe sê, worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, teen die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste en die lig. Want die uiterlike man is vatbaar vir al hierdie dinge. Hy is vatbaar vir al hierdie dinge. Ons het dit in die tuin gesien, ons het dit deur die Bybel gesien, hoe die uiterlike is vatbaar vir duisternis en magte wat op hom aankom en wêreldheersers ensovoorts. As jy dit die tyd waarin ons lewe kan sien, wat is ons grootste worstelstryd vandag? Daar in Amerika maak so, daar in land maak so, daar in ons land doen hulle dit en dit en dit en dit, en dit is alles tot nadeel van ons vlees. En nou wil die vleeslike nou oorlog voer, en dis waar die probleem kom. Want hierdie magte en owerhede en duisternis stel nie belang in die vlees nie, hy stel belang in hierdie innerlike man, om hom tot niet te maak. Halleluja. En nou wil hulle ons enigiets doen om te kan oorwin. En dit niks gaan help nie. Daar is net een ding. Ek meen, ons het die kern van die wapenuitrusting. Is wat hy hier sê. Staan dan vas. Efesiërs 6 vers 14. Julle lendene met die waarheid om God, met die borswapen van geregtigheid aan. Wat is die heel eerste iets van die wapenrusting? Halleluja. As jy nie jou lendene met die waarheid omgord nie, hoor wat ek nou vandag vir jou sê, sal jy nooit die skoene vir die bereidheid vir die evangelie aanheen, van vrede aanheen. Waarom sê ek so? Almal wat nie in die waarheid staan nie, wat sê hulle is Christene, selfs Pinkstermense, mense wat sê hulle is wedergebore. Ja. Almal wat die waarheid nie gehoorsaam is, moet die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede hê. Maar deur hoe moet hierdie evangelie verkondig word? Deur en in waarheid. En hierdie mense wat, selfs predikers wat wêreld oor gaan, en hulle preek hierdie evangelie, maar hulle het nie hulle lendene is nie omgord met die waarheid nie. Hulle het nie die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede aan nie, want hulle staan nie in die waarheid nie. Dit meen, wat ek wil sê is, dat die res van die wapenuitrusting, of jy dit aan het, word bepaal deur die waarheid. Daar is net een ding. By God is daar net een ding, en dis die waarheid. Want die waarheid sal veroorsaak dat jy geregtigheid het, die skild van die geloof, die helm van verlossing, die swaard van die gees, die skoene aan die voete van die evangelie van vrede. Net die waarheid kan jou daar bring. Niks anders nie. Die bloed van Jesus bring jou by die kruis en maak jou vry en word versoen met God. En dan, as dit gebeur het, moet jy in die waarheid staan. Of anders dan kan jy die wapenrusting nie aan hê nie. Dis 'n uitgemaakte saak. Waarom sê ek dan so? Die woord van die Here sê dit in 1 Korintiërs, eintlik in 2 Korintiërs, die 10de hoofstuk. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, en dis hier waar Paulus eintlik vir ons dit baie mooi sê. Hy sê, ons wandel in die vlees. Ek weet, die feit dat jy nog rondloop op hierdie aarde, jy wandel in die vlees. Jy moet kos, jy moet eet, jy moet drink, ek meen, jy moet water drink en eet, ek praat nie van ander goed drink nie, ek praat van
belangrike goed wat vir jou liggaam noodsaaklik is. Nou al hierdie klere aan jou liggaam ensovoorts, ons is nog in die vlees, want ons het nog 'n vleeslike liggaam. Sê Paulus die volgende: voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Dit meen ons voer die stryd nie volgens die vlees nie. En geestelike oorlogvoering is om die stryd volgens die vlees te voer. Hy sê, maar die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Halleluja. Die krag in die bloed, en hier kom die belangrike ding. Die krag in die waarheid, want julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Dit meen, hierdie worstelstryd wat ons het, die waarheid kan ons vrymaak. Want as ek in die waarheid is, belendende met die waarheid omgord, maak die waarheid my vry van baie dinge wat vir my 'n worstelstryd is. Dit meen, dinge waaroor ek worstel, kom net by die waarheid uit. En die waarheid maak jou vry. Halleluja. Kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke kans opwerp wat teen die kennis van God is, en dan die gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Nou wil ek iets sê. Ons het gepraat oor die nuwe skepsel en die innerlike mens, hierdie nuwe maaksel, 'n totale nuwe mens. En nou wil ek iets by sê hierso. Die ou mens, hierdie ou vlees, is gekoppel aan hierdie ou aarde. Ek ben aan die ou mens van Adam, hierdie ou wêreld, hierdie ou alles is oud. Die nuwe mens, daar was 'n skepping gewees, wat alles onder tyd gekom het, en alles is eintlik onderwerp aan nietigheid op hierdie ou aarde, en is bestemd om verby te gaan. Dis die ouwe. Die nuwe mens het 'n nuwe skepping. Daar is 'n nuwe skepping, want daar gaan 'n nuwe hemel en aarde wees. Dit gaan 'n nuwe mens wees. Alles word nuut as gevolg van 'n nuwe skepsel. En dit is waarom die innerlike man so belangrik is. Nou, wanneer ons praat van die innerlike man, is daar vir mens baie, ek het laas keer genoem van die sterk man en een van die twee heers oor die huis. Of die vleeslike, of die innerlike man. En hierdie twee het 'n stryd teenoor mekaar. En net die waarheid, hoor wat ek vandag vir jou sê, net die waarheid gee vir jou die krag om hierdie ou vlees onder te kry. Nou wil ek iets sê oor die gemeentes. Dit was vir my baie mooi toe die Here dit vir my gegee het. Oor die nuwe mens. Kom ons gaan eers na Timoteus, 1 Timoteus 2. Hy sê hierdie woorde, die 15de vers. Halleluja. Ek moet net gaan kyk of ek reg is hierso. 1 Timoteus 2 vers 15. En ek kyk dat dit, of ek het hierso, maar wat ek wil sê is dat, ja, ekskuus, is die 3de hoofstuk, die 15de vers. Maar as ek vertoef, sê Paulus, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God. In die huis van God. Wat die gemeente is, dit meen die huis van God is die gemeente, dis nie 'n kerk nie. Hierdie kerk, die kerk van Christus, dit is nie die huis van God nie. Die huis van God is die gemeente, en ons weet in Openbaring is daar 7 gemeentes. So, dit wat Paulus hier sê, geld vir al 7 gemeentes, want hierdie 7 gemeentes vorm die huis van God. Nou, want die gemeente, wat die gemeente is van die lewende God, hier kom die belangrike ding. 'n pilaar en grond en grondslag van die waarheid.
Oh, halleluja. Wat is die gemeente? Die gemeente is 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Let dan om God met die waarheid, dan bring dit jou op die plek waar die woord hier sê, dat jy is deel van hierdie gemeente, wat 'n pilaar en grondslag van die waarheid is. Die waarheid van wie? Die waarheid van die lewende God, sy woord. Dit meen, jy en ek is 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Nou wil ek net gou verder gaan, en ek wil in Openbaring 2 verse gaan lees. Halleluja. Prys die Here. Hierdie goed is vir my so wonderlik. Hoor wat sê die woord van die Here verder. Openbaring 3. Dis God se woord. En hier praat hy met die gemeentes, al 7 gemeentes. Hy sê hierdie mooi woorde. Ek wil die 11de vers lees. Kom ons eers van die 10de vers. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. Wat is die woord van lydsaamheid? Verdrukking gee vir ons lydsaamheid. Dit meen, as ons nie in verdrukking ingaan, dan het ons nie lydsaamheid nie. Ek wil vandag vir u sê, as ek net Suid-Afrika vat, ons het nie verdrukking nie. En weet jy wat is interessant? Daar is geen lydsaamheid. Vir wat? Vir die woord van die waarheid. Want die mense in Suid-Afrika verdra nie God se waarheid nie. Die waarheid van die woord. En nog minder laat hulle toe dat die Heilige Gees hulle leer in die hele waarheid. Die gemeente, dit meen die huis van God, die gemeente wat die pilaar en grondslag van die waarheid moet wees, is dit vandag nie. Hulle glo enige leuen wat verkondig word. Paulus sê dit sal gebeur, hulle sal hulle oor afkeer van die waarheid en hulle sal fabels aanhang. En die kinders van die Here in Suid-Afrika het hulle oor van die waarheid afgekeer. Hulle wat die pilaar en grondslag van die waarheid moet wees. Hulle wat die huis van God moet wees. Hierdie gemeente. 7 gemeentes. Maar hoor wat sê hy een van die gemeentes. Halleluja. Want nou, ons is 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Nou sê die woord, prys die Here. Openbaring 3 vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, en om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Hier kom die wonder. Wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van God maak. En hy sal daar nooit weer uitgaan nie. Ek sal op hom die naam van my God skrywe, die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal, en my nuwe naam. Halleluja, wat gebeur hier? Ons is 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Dit meen, as my lende met die waarheid omgord is, en ek het die liefde tot die waarheid aangeneem, en ek staan in die waarheid, dan sal ek 'n pilaar in die tempel van God word, wat in die hemel is. Nou, die volgende versie is vir my ook wonderbaarlik. Hierdie nuwe skepsel, wat gaan met hom gebeur? Hierdie innerlike man. Hoor wat sê hy? Openbaring 2 vers 17. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. En ek sal hom 'n wit keursteen gee. Wat is die wit keursteen? Baie interessant. Petrus sê dit. Hy sê laat julle opbou as lewende stene. Dit meen ek word 'n lewende steen. Wat sê dit vir my? Dat God gee vir my 'n wit keursteen.
Dit meen hierdie steen is goedgekeur deur God om ingebou te word in die huis van God, deel van die gemeente. En nou kom die wonder. En 'n nuwe naam skrywe, wat niemand ken nie behalwe hy wat dit ontvang. Halleluja. Wie gaan die nuwe naam? My ou naam is Flippie Gerber. Maar die innerlike man, die nuwe mens, die nuwe skepsel, halleluja, hy gaan eendag sy nuwe naam ontvang. Niemand ken dit nou nie, maar ons sal dit eendag ontvang. As gevolg van een ding, omdat ons lendene met die waarheid omgord is, en deel geword het van die huis van God, halleluja, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Halleluja, prys die Here. Vader, ons wil vir u baie, baie dankie sê, vir dit wat ons sien in die woord, wat vir ons wag, as ons in die waarheid bly staan, en ons lendene met die waarheid omgord is. Oh, halleluja. Wat 'n wonderlike vooruitsig, wanneer ons u woord lees. En ek bid Here dat elkeen wat geluister het, waarlik ore sal hê om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Here, laat hulle niks sal misloop eendag nie, maar laat hulle alles wat die woord sê, hulle deel sal word eendag. Met 'n nuwe naam, en ons prys u daarvoor. Dankie vir u woord, dankie vir die Heilige Gees, dankie vir die kosbare bloed. O Here Jesus, ons weet, met alles wat ons leer uit die woord, saam met die bloed van Jesus, is ons meer as 'n oorwinnaar deur Christus, wat ons die krag gee, en ons prys u daarvoor. Amen en amen.